Welkom by Onderwys in Gesprek. Ek is Karin Bloem, hoof van onderwysprojekte by AfriForum. Vandag gesels ons in hierdie maandelikse potsending oor kinders se emosionele selfstandigheid en die stryd teen boeliegedrag in skole. In Suid-Afrika word meer as 3 miljoen kinders elke jaar geboelie, baie meer as die wêreld gemiddeld. Maar wat as ons kinders van kleins af kan leer om emosioneel selfstandig op te tree? Om sodoende boeliegedrag te staan en om die wat boelies is ook te help. Om vir ons 'n bietjie meer insig oor hierdie onderwerp te gee, gesels ek graag vandag met Marie-Louise Erasmus. Sy is AfriForum se Noordstreek-koördineerder vir onderwys en ook die aanbieder van AfriForum se teenboeliegesprekke by skole. Marie-Louise is 'n gekwalifiseerde onderwyser met haar hoofvak in leerderondersteuning en sielkunde as byvak. Ek het vir Marie-Louise die volgende 5 vrae gevra om vas te stel waarom die ontwikkeling van emosionele selfstandigheid 'n verskil in ons kinders se lewens kan maak en hoe AfriForum se gewilde teenboelie aanbiedings duisende kinders bemagtig. Luister gerus saam na haar antwoorde oor die volgende 5 vrae. Vraag 1. Wat presies bedoel ons met emosionele selfstandigheid en hoekom is dit belangriker as ooit vir kinders in 'n wêreld vol boeliegedrag en sosiale media? Die tweede vraag handel oor navorsing wys dat boelies dikwels self slagoffers van trauma of emosionele probleme is. Hoekom moet ons hulle nie net straf nie, maar ook help? En hoe doen ons dit prakties? Vraag 3. Van watter ouderdom af moet ons kinders leer om boeliegedrag te staan? En watter eenvoudige vaardighede soos ek-boodskappe of saam staan kan ouers en onderwysers van kleins af aanleer? Vraag 4. AfriForum se teenboelieveldtog met hul gidse, boelieboks en aanbiedings by skole word wyd gebruik. Hoe werk hierdie hulpbronne in die praktyk om empatie by leerders, ouers en onderwysers te bou? En laastens het ek gevra, wat kan luisteraars wat vandag na hierdie potsending luister, of dit nou ouers, onderwysers of leiers in die gemeenskap is, doen om emosionele selfstandigheid by kinders te kweek en boeliegedrag in hul eie skole en huise hok te slaan? Goeiemiddag Karin, dis baie lekker om met jou te gesels vandag. Goed, ja, in 'n wêreld waar kinders daagliks beoordeel, vergelyk en soms verneder word, dit kan nou aanlyn of by die skool wees, het hulle eintlik iets sterker nodig as ander mense se opinies. Hulle moet weet wie hulle is, hulle emosies kan hanteer en nie hulle waarde meet aan positiewe reaksies van 'n foto of 'n plasing op sosiale media nie. En om emosioneel selfstandig te wees, beteken presies dit, dat jy die vermoë het om jou emosies te herken, om dit te verstaan en op 'n gesonde manier te hanteer, sonder om heeltyd afhanklik te wees van ander se goedkeuring of bevestiging. Ons sien nogal vandag gereeld hoe een WhatsApp boodskap, een TikTok video of een nare opmerking 'n kind se selfbeeld regtig kan knou. En ek dink daarom is dit so belangrik dat kinders moet leer om teleurstelling, om kritiek en groepsdruk op 'n gesonde manier te hanteer. 'n Kind wat emosioneel selfstandig is kan sê, daardie kommentaar het my seer gemaak, of dit wat jy gesê het, was nie vir my lekker om te hoor nie, maar dit bepaal nie wie ek is nie. En ek dink dit is waarskynlik een van die belangrikste vaardighede wat ons vandag vir ons kinders kan leer. Wanneer ons graag 'n kind wat boelie daadwerklik wil help, is dit baie belangrik om nie net op die boeliegedrag te reageer nie, maar ook om op die behoefte of die emosie agter die gedrag te fokus. Dit begin by gesprekke in plaas van net straf. Ons moet met die kinders gesels, ons kan nie net straf nie. Ons moet uitvind wat gaan agter daai optrede aan. Wanneer 'n kind boelie, moet die vraag nie net wees, wat het jy gedoen nie, maar ook, hoekom dink jy het jy so opgetree? Baie kinders het nog nooit geleer hoe om frustrasie, jaloesie, verwerping of woede op 'n gesonde manier te hanteer nie. Ek het 'n paar riglyne wat ouers en onderwysers kan toepas.
Eerstens kan ons die kind help wat boelie om sy of haar emosies te benoem en daaroor te praat. Ons kan gesels oor dinge wat hulle laat hartseer voel, wat hulle onseker maak of laat bang voel. En so kan ons ook agter die kap van die byl kom en begin verstaan wat die boelie dryf om op te tree soos wat hy of sy doen. Verder kan ons die kinders ook leer dat daar ander beter maniere is om konflik te hanteer met voorbeelde uit hulle daaglikse omgewing. Ons kan hulle leer en hulle wys hoe hulle woorde ander mense kan laat voel. Ons kan gesprekke en indien nodige terapeutiese benadering eerder as net straf alleen toepas. En dan kan ons natuurlik ook die ouers betrek, ons kan onderwysers en waar nodig beraders betrek om die kind konsekwent te ondersteun, want sonder ondersteuning gaan die kind nie kan sterk en staande bly nie. 'n Voorbeeld is, as 'n leerder iemand aanlyn verneder het, moet daar gevolge wees, maar die gesprek moenie by die gevolge eindig nie. Die kind moet ook gehelp word om te verstaan waarom hy dit gedoen het, hoe dit die ander persoon geraak het en hoe om volgende keer dalk anders op te tree. Die doel moet dus nie net wees om gedrag stil te maak nie, maar om die kind met die nodige emosionele vaardighede toe te rus om in die toekoms dalk beter keuses te maak. Dit is baie belangrik dat kinders van 'n jong ouderdom af moet leer hoe om boeliegedrag te herken en te staan, want die boustene van respek, empatie en selfvertroue word reeds in die vroeë kinderjare gelê. Teen die tyd wat 'n kind op hoërskool is daai gedragspatrone reeds vasgelê en daarom is dit belangrik dat ons eerder vroeg moet toerus as om later te probeer regmaak. Wel, die goeie nuus is dat dit nie ingewikkelde lesse hoef te wees nie. Klein, alledaagse vaardighede maak 'n groot verskil. Ons kan kinders toerus met woorde wat hulle kan gebruik om selfgeldend op te tree en iets te sê soos, ek hou nie daarvan wanneer jy my so behandel nie, of ek hou nie van wat jy doen nie, hou asseblief op. En om ferm maar kalm woorde soos stop en hou op te gebruik. Wat ons ook in baie van ons aanbiedinge doen is, ons laat die kinders dit hardop sê, dat hulle dit 1 keer of 2 keer of selfs 3 keer hardop sê, sodat hulle gemakliker voel as hulle ooit in so 'n situasie kom om daai woorde te kan uiter. Verder kan ons ook kinders aanmoedig om vir maats op te staan, eerder as om net stil te sit en toe te kyk. Ons kan hulle ook leer om, wanneer dit vir hulle veilig is om op te staan, maar wanneer hulle nie veilig genoeg voel om self op te staan nie, om hulp by 'n volwassene te soek wanneer iets verkeerd voel. En dan kan hulle ook aangemoedig word om ander kinders in te sluit wat alleen of uitgesluit lyk. Ons sien baie dikwels dat boeliegedrag momentum kry omdat kinders lag of stil bly of wegkyk. En ek dink daarom is dit so belangrik dat kinders vir mekaar moet opstaan. Een kind wat sê dit wat jy doen is nie reg nie, kan die hele situasie verander. Ouers en onderwysers speel natuurlik ook 'n groot rol. Kinders leer nie net uit wat ons sê nie, maar uit wat ons wys. En as kinders sien grootmense hanteer konflik met respek, of luister na ander, of praat mooi met mense, dan leer hulle self ook daardie gedrag aan. En op die ou ende gaan dit nie net daaroor om kinders teen boeliegedrag te beskerm nie. Dit gaan daaroor om hulle toe te rus met emosionele en sosiale vaardighede. Hulle het dit vir die res van hulle lewe nodig en gaan dit vir die res van hulle lewe kan gebruik. Ons het 'n baie verskeidenheid hulpbronne wat wyd in skole gebruik word, juis omdat dit boeliegedrag nie net as 'n dissiplineprobleem sien nie, maar ook benader as 'n probleem wat verhoudings en selfbeeld en die emosionele veiligheid van kinders raak. Die veldtog fokus nie net op straf of reëls nie. Dit fokus meer op die bou van empatie, van emosionele intelligensie en verantwoordelikheid binne die hele skoolgemeenskap. Wat ons gidse aanbetref, het AfriForum 3 gidse wat gratis beskikbaar gestel word. Eerstens praat ons van die AfriForum teenboeliegids. Hier word die beeld van 'n boeliereus gebruik om
kinders te help om te verstaan wat boeliegedrag is, watter impak dit het en watter rol hulle daarin speel. Dit kan nou natuurlik wees as die slagoffer of as die boelie of selfs as die omstander wat nie regtig iets met die boelie of die slagoffer te doen het nie, maar stil bly wanneer hy sien iemand word te nagekom. Hierdie gids bied praktiese raad, daar is gesprekspunte en aktiwiteite in, en wanneer ouers, kinders en onderwysers saam aan hierdie onderwerpe raak, kan ons net 'n kultuur van respek, moed en 'n positiewe verandering verwag. Dan het ons ook die Cyberboelie gids. In 2023 het AfriForum se teenboelieveldtog afdeling en privaat vervolgingseenheid bymekaar gekom om ouers en opvoeders met die nodige vaardighede toe te rus om cyberboelery te identifiseer en stop te sit. En in vandag se tyd kan ons nie genoeg benadruk hoe belangrik dit is dat ouers nog steeds weet wat op kinders se fone aan die gang is, waarvoor hulle fone gebruik en of daar enigstens of hulle kinders in gevaar is met hoe hulle sosiale media benader. En dan het ons ook sopas ons jongste gids bekendgestel, die boelery en cyberboelery, 'n praktiese gids vir ouers. En aangesien ouers daagliks met uitdagings sit van kinders wat geboelie word, is hierdie nuwe praktiese gids daarop gemik om ouers direk te bemagtig met kennis en met praktiese stappe hoe om hulle kinders te beskerm teen boelie en cyberboelie gedrag. Dit fokus nogal op hoe ouers hulle kinders emosioneel kan ondersteun, hoe formele klagtes by skole hanteer kan word en hoe ernstige gevalle by die SAPD aangemeld kan word of selfs met 'n beskermingsbevel beredder kan word. Ek deel graag so 'n bietjie meer oor hoe die boelieboks leerders in die praktyk kan help om empatie teenoor ander uit te oefen. Die boelieboks is 'n nuwe inisiatief van AfriForum wat gebruik word om waardes op 'n unieke manier te versterk. Die inhoud van die boks bestaan uit 12 plakkate wat elkeen fokus op 'n spesifieke waarde of 'n karaktereienskap soos respek, moed, selfbeheersing, verantwoordelikheid, vriendelikheid en aanvaarding. Onder andere, hierdie plakkate dien as 'n voortdurende herinnering dat die manier waarop mense met mekaar omgaan, die kultuur van 'n skool vorm. En omdat die boodskappe permanent sigbaar in die gange of klaskamers is, word empatie natuurlik deel van die skool se daaglikse atmosfeer. Dis nie meer iets wat net eenmalig in 'n praatjie gehoor is nie, maar kinders loop verby dit elke dag en dit vang tog hulle oog. Elke keer wat hulle daar verbyloop, is dit 'n herinnering dat hulle aksies ook 'n positiewe verandering kan meebring. Die plakkate skep ook verder geleentheid vir onderwysers, of vir gesprekke tussen onderwysers en leerders. Onderwyser kan maklik terugverwys na 'n spesifieke plakkaat wanneer konflik ontstaan of wanneer kinders sukkel om mekaar se perspektiewe te sien. Op hierdie manier word waardes nie net teoreties bespreek nie, maar dit word ook prakties ingeoefen in alledaagse situasies. Dan die derde aspek van ons hulpbronne is die interaktiewe skoolaanbiedings. Hierdie aanbiedinge speel 'n groot rol. Dit ontlok dikwels eerlike emosionele gesprekke tussen kinders wat andersins dalk nie gemaklik voel om te praat oor iets nie. Een van die grootste uitdagings is om kinders te help verstaan dat boeliegedrag baie dieper sny as net die oomblik waarin dit plaasvind. Dit kan vir jare daarna nog letsels wees en regtig mense se identiteit verander wanneer daar nie daadwerklik aandag gegee word aan boeliegedrag nie. So tydens ons aanbiedinge word daar dikwels verduidelik hoe 'n enkele grappie, 'n woord, uitsluiting of vernedering iemand lank daarna nog kan beïnvloed. En leerders begin dan besef
dat boeliegedrag nie altyd hard en sigbaar is nie. Soms is dit stil, ietsie wat stil in die agtergrond gebeur, soos 'n fluistering of sosiale uitsluiting, groepsdruk of selfs deur bloot niks te doen wanneer jy sien iemand word verneder nie. Hierdie besef help kinders om hulle eie gedrag eerlik te ondersoek en om meer bewus te raak van die emosionele impak wat hulle optrede op ander het. Wat luisteraars vandag reeds kan doen, is om klein maar doelbewuste gesprekke en gewoontes deel van kinders se daaglikse lewe te maak. Ons kan kinders leer om hulle emosies te benoem, om konflik met respek te hanteer, om ferm maar vriendelik grense te stel en om nie hulle eie waarde aan ander se goedkeuring te meet nie. Wanneer kinders weet hulle word gehoor, raak gesien en aanvaar, ontwikkel hulle dikwels 'n sterker gevoel van selfwaarde en dit maak hulle natuurlik minder kwesbaar vir groepsdruk en boeliegedrag. Ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers moet ook besef dat kinders baie meer leer uit wat ons doen as uit wat ons sê. Wanneer volwassenes ander met respek behandel, mooi praat, verantwoordelikheid neem vir hulle woorde en empatie uitleef, skep dit 'n kultuur waarin boeliegedrag minder ruimte kry om te groei. Ons hoef nie die perfekte antwoorde te hê nie, ons hoef nie die perfekte grootmense te wees nie, maar ons moet bereid wees om ons foute te erken en jammer te sê, en die belangrikste van alles om teenwoordig te wees, om te luister en om kinders konsekwent te help om emosioneel sterker en meer weerbaar te word. Een van die belangrikste aspekte wat ons altyd by die teenboelie aanbiedinge vir kinders probeer beklemtoon, is dat daar 'n onderskeid getref moet word tussen die dade en die persoon. Ons keer nie noodwendig 'n persoon af nie, ons keer sy dade af. Wanneer 'n kind boelie, maak dit nie van hom 'n slegte kind nie, maar dit maak sy dade nie reg nie. So, op die ou einde begin veilige skole en gesonde gemeenskappe nie by beleide of straf alleen nie, maar by mense wat kies om ander raak te sien en om hulle op te bou en om vir mekaar op te staan. So het ons dan aan die einde gekom van vandag se insiggewende gesprek. Dankie dat jy saam geluister het. Ons het gehoor hoe die bevordering van emosionele selfstandigheid onder ons kinders 'n kragtige hulpmiddel teen boeliegedrag is en 'n vaardigheid wat ons kinders reeds van kleins af moet aanleer. Onthou, slagoffers moet bemagtig word, boelies moet gehelp word en toeskouers moet opstaan. AfriForum beskik oor talle praktiese hulpbronne, 'n reeks insiggewende teenboeliegidse, die boelieboks met kleurvolle plakate en ons gewilde skoolaanbiedings. Laai die gidse gerus af by onskole.co.za of stuur 'n e-pos na onderwys@afriforum.co.za as ons 'n aanbieding by jou skool kan kom doen. As ouers en onderwysers het ons die vermoë om 'n verskil te maak. Kom ons bou emosionele sterk kinders, kweek empatie en help om die boelery in ons skole hok te slaan. Deel gerus hierdie opname met vriende en familie. Tot volgende keer. Groete.